Is dit nie wonderlik dat ons so in ons lofprysing en aanbidding kan bely, kan proklameer, kan erken dat hy die koning van al die konings is, die Here van die leerskare, die groot ek is. Ag, kom ons gee net sommer nog vir die Here 'n lofoffer. En ek is so opgewonde om vanoggend se woord met u te deel, want hierdie gedeelte is die kruks, die kern van ons boodskap, van die groot evangelie van Jesus Christus. As dit nie vir hierdie gedeeltes in die evangelies was nie, dan was ons maar soos al die ander wêreldgelowe, paradigmas en filosofie, net deel van 'n positiewe denkstroom. Maar oor hierdie gedeeltes in die evangelies kan ons vanoggend sê, ons is meer as oorwinnaars. Ons kan saam met Paulus sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? So as u die woord van die Here saam met u gebring het, gaan ek u vra om saam met my te blaai na Matteus 28 en daar gaan ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. En dan kom my temateks uit 2 Petrus 1 vers 15 en 16. Kom ons lees hierdie kosbare perikoop saam. Vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding so wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En dan wil ek graag my temateks neem uit 2 Petrus 1 vers 15 en 16. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Kom ons lees dit weer. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Kom ons bid
en vra dat die Here sy woord in ons harte sal kom seën vanoggend. Abba Vader, so baie dankie dat ons vanoggend in die naam van Jesus Christus by mekaar kan kom. Die naam bo elke ander naam, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Christus is, die Seun van die lewende God. Abba Vader, vir ons het hierdie naam besonderse betekenis, want Jesus Christus het vir ons die toegang tot die allerheiligste teenwoordigheid van die Skepper van die heelal oopgemaak. Deur sy kruisdood het die voorhangsel van bo na onder geskeur en kan ons nou bid, Abba Vader, ons Vader. Vader, dankie dat ons kan bely, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie dat ons na U toe kan kom deur sy wonderbare naam. Abba Vader, en so baie dankie dat U ons nie aan ons eie genade oorgelaat het, nadat Jesus ons gekoop het uit elke stam en nasie, volk en taal nie, want U wat ons beter ken as wat ons onsself ken, weet dit al te goed, dat ons weer in die duisternis sou verdwaal. Daarom het U die Heilige Gees gestuur om ons navigator, ons leidsman, ons trooster, ons krag te wees en ons kan uit volle bors heelhartig bely, Immanuel, God is met ons. Sjoe, Abba Vader, dankie dat U hier is vanoggend. Dankie dat U hier is om harte aan te raak. Dankie dat U hier is om U woord oop te breek. Dankie dat U hier is om wonderwerkend in ons midde te beweeg. En ons wil U welkom heet, Vader, Seun en Heilige Gees, onvergelykbare God. Kom beweeg in ons midde, soos wat goed is in U oë. En mag ons samekoms van môre 'n welriekende reukoffer voor U troon wees. Kom breek self U woord in ons harte, is my gebed in Jesus se kosbare naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Voordat ons by ons gelese gedeelte gaan stilstaan, wil ek net so klein bietjie historiese agtergrond met U deel. En om hierdie historiese agtergrond in die lig van Matteus 28 te deel, is dit nodig dat ons net Matteus 27 vers 56 ook lees. En daar staan, onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Nou as ons hierdie name lees en vers 56 spesifiek, dan vat dit ons so klein paar treetjies terug van Matteus 28, want hier gee Matteus vir ons die inligting oor die vroue wat aan die voet van die kruis bly staan het, daardie dag toe Jesus gekruisig is en nie weggegaan het voordat die hele gruisame, hartverskeurende toneel voor hulle oë afgespeel het nie. En ons kan dan onmiddellik vra, maar wat sou die rede wees dat hulle hier gebly het om die bloedbad van Golgotha se skreiende tragedie so intens te aanskou? En wanneer ons bietjie in die geskiedskrywing gaan lees, dan sien ons, dit was die gebruik in die tyd van Jesus, dat die naaste familie die liggaam van die oorledene dan moes versorg, moes was en voorberei om begrawe te word.
En saam met hierdie voorbereiding het hulle dan die liggaam van die oorledene ook gebalsem met welriekende, duursame kruie en speserye. En moet ons dan aanvaar dat hierdie vroue natuurlik om verskeie redes, nie net een rede nie, daar gebly het, maar omdat hulle die intieme binnekring van Jesus was, kan ons ook sê die rede was, dat hulle wou seker maak, dat daar volgens die Joodse gebruike met die liggaam van die oorledene gehandel en gedeel is. Nou om mooi onderskeid te tref tussen al die Marias in die Nuwe Testament, verg inspanning en fyntrap in die woord van die Here, want daar was nogal 'n groot span met die naam Maria. Ons gaan nie vanoggend na almal kyk nie, maar net so bietjie onderskei tussen hierdie groepies aan die voet van die kruis. Die eerste is Maria Magdalena, so sy word baie duidelik aan ons voorgestel, Maria van Magdala. Lukas gee vir ons 'n kort agtergrondskets oor haar, en hy sê, die Here Jesus het 7 bose geeste uit haar uitgedryf. En na haar bevryding van die bose, het sy 'n getroue dissipelin van Jesus geword, wat hom gedien het met haar besittings en hom gevolg het oral waar hy heen gegaan het. Die tweede Maria word deur Matteus aan ons voorgestel as die moeder van Jakobus en Joses. En om dit dan haar identiteit vanoggend 'n bietjie duideliker te verstaan, skryf die historiese vir ons dat hierdie Maria die vrou van Klopas was. Klopas was die broer van Josef, die aardse vader van Jesus Christus. Makliker om te onthou, sy was met ander woorde Maria, die moeder van Jesus se skoonsister. En dit verduidelik dan ook hoekom sy tot die bitter einde aan die voet van die kruis gebly het, nie net omdat sy Jesus innig liefgehad het nie, maar ook om 'n ondersteunende rol aan haar skoonsister Maria te bring en te lewer. En dan was daar die moeder van die seuns van Zebedeus, en sy was Salome genoem. Salome was die mamma, die voortvarende mamma, wat op 'n sekere tydstip vir Jesus gevra het of haar seuns in die koninkryk aan sy linker en regterkant kan sit. Nou dink ek, weet ons almal wie was hierdie groepie vrouens. En nou lees ons in Matteus 28, laat na die Sabbat, toe dit begin lig word het, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, die vrou van Klopas, om na die graf te gaan kyk. Johannes sê, hulle het na die graf toe beweeg, terwyl dit nog donker was. So in hierdie geskiedskrywing kan ons sien, daar was 'n geweldige dringendheid in hulle harte om by die graf van Jesus Christus uit te kom. En ons kan vanoggend vra, waarom was hierdie dringendheid in hulle harte om by die graf van Jesus Christus uit te kom? En dan kan ons mekaar antwoord dat dit nie was omdat hulle die woord verstaan het, dat hy op die 3de dag sou opstaan nie. Die rede was ook nie omdat hulle 'n wonderwerk of 'n goddelike ingrype verwag het nie. Die rede wat die historiese en geskiedskrywing vir ons voorhou, was dat hierdie vrouens wou gaan om volgens die Joodse tradisie met die liggaam van Jesus Christus te werk. Hulle het met kruie en alle wee en mirre gegaan om die liggaam van Jesus te balsem en 'n laaste eer aan hom te betoon.
Nou wanneer ons dit hoor vanoggend, dan onthou ons dat Josef van Arimatea en Nikodemus aan die einde van die kruisgebeure haastig na Pontius Pilatus gegaan het en gevra het of hulle die oorskot van Jesus kan kry en sy liggaam kan berei om neer te lê in Josef van Arimatea se graf. En ons lees oor hierdie historiese gebeurtenis asof dit 'n doodnormale handeling was. Wanneer iemand gesterf het, moet hy tog begrawe word. Maar kind van die Here, net Jesus se begrafnis alleen spreek en getuig van 'n goddelike ingrype. Net die begrafnis van Jesus Christus is 'n bewys dat God die outeur van die saligheidsplan is en dat geen mens 'n aandeel in hierdie goddelike werke gehad het om vir my en jou die weg van saligheid te berei nie. En nou kan jy vra, hoe kan ek so seker wees dat selfs die begrafnis 'n wonderwerk was? En dan lees ek vir u uit Jesaja 53 vanaf vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. Nou as u gaan nalees oor hierdie profesie in Jesaja, was dit die gebruik dat wanneer iemand in die Joodse volk tot die dood veroordeel is, hy nie in 'n normale begrafplaas begrawe is nie, maar dat hy buitekant letterlik op die ashope gegooi is, of somtyds in die grafte van die misdadigers begrawe is. Dit was 'n gebruik, 'n handeling wat voorskriftelik was volgens die Joodse wet. Met ander woorde, Jesus Christus was saam met die misdadigers gereken, en daarom moes hierdie wet ook oor sy lewe geldend gewees het, en moes sy oorskot letterlik op die ashope gegooi gewees het, sodat die roofvoëls die vlees kon eet, of hy moes dan by hierdie grafte van die goddelose, die misdadigers begrawe geword het. En nou sien ons in die Johannes Evangelie, dat toe Jesus Christus sy laaste asem uitblaas, het Nikodemus en Josef van Arimatea, Josef van Arimatea was deel van die Joodse raad, hy het die Joodse wette op die punte van sy vingers geken, en net so Nikodemus. Daarom haas hulle nie na die Joodse raad toe nie, want daar die skrifgeleerdes en fariseërs sou volstrek geweier het om Jesus waardig volgens tradisies te begrawe. Maar hulle gaan na Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur wat die vonnis oor Jesus gevel het en waarskynlik nie al die Joodse wette op die punte van sy vingers geken het nie, en vra of hulle Jesus kan begrawe. En daar gaan die Jesaja profesie in vervulling, hoewel daar
daar vir hom 'n graf by die goddelose voorberei is, deur Lucifer, die aanvoerder van die duisternis, is God die outeur van die saligheidsplan en word Jesus in die graf van 'n ryk man begrawe. Hoor dit, kind van die Here, hy is by 'n ryke begrawe in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Is dit nie wow nie? Is dit nie alles oortreffend om die fyn goue detail van die skepper van die heelal in hierdie hele evangelie van Jesus Christus raak te lees en te aanskou nie. Ek weet nie van u nie, maar toe ek dit net weer opnuut besef, het hierdie skrifgedeelte wat Petrus vir ons deel, in my hart gebruis en geborrel. Ons as kinders van God verkondig nie fabels of feeverhale nie. Ons is aanskouers van die majesteit van God in die hoogste hemel. Onvergelykbare God. So in die begrafnis van Jesus vind daar nie net 'n wonderwerk plaas deur die feit dat hy in die graf van 'n ryk man neergelê word nie. Lees dit, kind van die Here. Nikodemus bring mirre en alewee 100 pond om sy liggaam te balsem. Net konings is met 100 pond gebalsem. Sjoe. In die dood van Jesus Christus herstel sy hemelse Vader, ons Abba Vader, die eer en reputasie van ons koning, die gesalfde van die lewende God. Watter groot wonderwerk, selfs in die begrafnis van Jesus. Maar dit gebeur waar mense oë nie kan sien nie, en waar mense verstand nie kan begryp nie, die goddelike handeling agter die skerms. Vir sy volgelinge was daardie Saterdag die donkerste Saterdag in die geskiedenis van die geskaapenheid. Al hulle drome aan skerwe, die vlam van hoop wat daar in Christus Jesus was, uitgeblus, uitgeblaas. Hy is dood en in doeke toegedraai en in 'n graf neergelê. Al wat oorgebly het, is daardie bewyslas dat hy sy lewe vir ons gegee het aan die kruis op Golgotha. 'n bloedbevlekte houtkruis, 'n paar spykers eenkant, dalk in 'n blikkie, 'n doringkroon wat afgeval het toe hulle sy verbruiselde liggaam afgehaal het, en die opskrif van Pontius Pilatus wat wapper aan daardie kruishout. Jesus, die koning van die Jode, in Hebreëus, Grieks en Latyn, hoop het weggekwyn. Drome lê aan skerwe en intense pyn bly oor. En hierdie vrouens wat gedring word om hulle diensbaarheid uit te leef, om te doen wat gedoen moet word, kom nie tot ruste nie. Daardie Sabbat is daar geen rus vir die volgelinge van Jesus nie. Hoe kan hulle rus? U weet self dat wanneer ons deur tye van intense trauma en pyn gaan, dat slaap die heel eerste iets is wat van ons wyk, dat ons lê en rondrol en sweet ons aftap, omdat ons in ons gedagtes alle moontlikhede oordink en herleef, en net so was dit met hulle, want dit was mense soos ek en jy. En terwyl dit nog donker was, sê Johannes, Matteus sê baie vroeg, het hulle na die graf toe gegaan om die liggaam van Jesus Christus te balsem en 'n laaste eer aan hom te betoon. En toe hulle naby hierdie graf kom, toe gebeur die onmoontlike, die mees onwaarskynlike
wonderlike. Die woord van die Here sê, daar het 'n aardbewing en 'n groot geskit gekom, en die steen het weggerol voor die tombe, en die engel wat lyk soos 'n weerlig, het op hierdie steen gaan sit, en die wagte wat die liggaam van Jesus moes bewaar, het soos dooies geword. Hemelse narkose het hulle getref, en hulle lê soos dooies voor die graf. Kan u dink hoe verskrik en verboureerd en beangs moes hierdie groepie vrouens gewees het? Maar toe hulle nader kom, toe sê die engel, moenie vrees nie. Ek wonder, wat het die engel gesien? Ons kan ons maar net voorstel in ons gedagtes, die paniek en die angs en die bewerasies van hierdie vrouens wat nie weet, moet hulle nader kom of moet hulle eerder weghardloop nie. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Kind van die Here, en in hierdie woordspeling van Matteus is daar vir ons 'n geweldige groot boodskap opgesluit vanoggend. Hy skryf dit baie doelgerig en baie presies. Kom ons gaan net gou vir 'n paar oomblikke en herleef hierdie gebeure. Hulle kom met die midde en alle wee om Jesus te balsem, om 'n laaste eer te betoon, om volgens Joodse tradisie te handel met die oorledene, soos wat dit die gebruik was. En toe hulle naby hierdie graf kom, toe bewe die aarde, die grond onder hulle voete, 'n aardbewing kom uit die hemel. En toe die aarde bewe, breek die toegepluisterde grafsteen weg, en hy rol weg voor die tombe, en die engel gaan sit op hierdie grafsteen. En toe die vrouens nader kom, sê hy, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Kind van God, sien u dit? Hy het reeds opgestaan. Jesus het nie gewag dat die steen wegrol voor die tombe nie, want God is 'n alomteenwoordige God. Geen grafkelder kan hom inperk nie. Geen dood kan hom gevange hou nie. Jesus het reeds opgestaan. Die engel sê dit baie pertinent. Hoekom God die steen weggerol het? Die engel sê vir hulle, kom kyk, hy is nie hier nie. Die steen is weggerol, sodat ek en jy ooggetuies kan wees van die goddelike ingrype, die opstanding van Jesus Christus. Die steen is weg voor die tombe, en die doeke lê daar bloot, sodat ons aanskouers kan wees van sy majesteit. En toe hulle dit sien, sê die woord van die Here, die engel vir hulle gesê, gaan haastig na die disippels en sê vir hulle, die Here het opgestaan en hy wag vir hulle in Galilea. Hy het hulle vooruit gegaan, hy is in Galilea, sê dit vir die disippels. En dan lees ons, en hierdie vrouens het haastig omgedraai, en in hulle harte was daar vrees en groot blydskap. Twee emosies. Vrees en groot blydskap. En ek kon nie help toe ek dit lees om te dink, hoe dikwels beleef ek en jy sulke teenstrydige emosies? Hoe dikwels is daar in ons harte 'n toutrekkery tussen ons emosies? Vrees aan die een kant, want sê nou net, dis nie die waarheid nie. Sê nou net, Jesus is nie in Galilea nie. Sê nou net, die disippels onderneem hierdie hele uittog na Galilea en Jesus is nêrens te vind nie. Blydskap aan die ander kant, die graf is leeg, die doeke lê daar bloot en dalk het Jesus opgestaan, triomferend oor die graf
die hel en die dood. Kind van die Here, hoe dikwels beleef ons daardie emosies. Daar is vir ons gebid oor 'n bepaalde situasie en ons bely die skrif, vir God is geen ding onmoontlik nie, maar dan trek die vrees, die skaduweekant van ons hart en sê nou maar, en daai sê nou maars van ons is mos nimmer eindigend. Twee emosies wat tou trek, vrees en groot blydskap. En ons ken daardie intense emosionele warboel, daardie, soos die Engelse uitdrukking sê, rollercoaster, van op en af en op en af. Maar kyk wat gebeur, op hulle pad ontmoet hulle Jesus. En hulle val en gryp sy voete aan om hom te aanbid. En nadat hulle in Jesus Christus vasgeloop het, bly daar net een alles oortreffende emosie oor groot blydskap. Met groot blydskap het hulle gehardloop om vir sy disippels te gaan sê, hy leef in ewigheid. En kind van die Here, daarom is dit so nodig dat ek en jy 'n persoonlike, intieme verhouding met die Skepper van die hemel en die aarde is, want 1000 stemme kan probeer om jou te troos, 1000 stemme kan probeer om jou gerus te stel, maar wanneer die Heilige Gees in jou oor kom fluister, dan neem vrede van jou besit, wat alle verstand te bowe gaan. Dan neem vrede van jou besit, wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil hê, ons moet net na 3 groot waarhede kyk, voordat ons afsluit. Die eerste is, baie duidelik, baie voor die hand liggend, die engel sê, ek weet wie julle soek. Julle soek na Jesus. Kind van die Here, en kom ons wees eerlik vanoggend. Eerlik voor ons hemelse Vader. Wat soek jy vanoggend? Wie soek jy vanoggend? Soek jy regtig na Jesus alleen? Hierdie vrouens kon hulle lewe nie indink sonder Jesus nie. Daardie dag toe hy gesê het, Tetelestai, dit is volbring, het alles in duie gestort. Drome, hoop, ideale, verwagtinge, blydskap. En hierdie vrouens het geweet dat hulle niks sonder Jesus is nie, en dat hulle niks sonder hom kan doen nie. Maar hoe dikwels op ons pad as gelowiges, wanneer daar krisisse en benoudhede oor ons lewe kom, dan soek ons self die uitkoms. Dan forceer ons deure oop, soos wat Sarah dit gedoen het, toe sy haar slavin Hagar gesien het, soos wat Rebekka dit gedoen het, toe sy die maaltyd met die bokke berei het en om Jakob se arms gedraai het. Kind van die Here, hoeveel keer in krisisse, in vraagstukke, in benoudheid, soek ek en jy waaragtig eers na Jesus? Of hoeveel keer tas ons om ons rond na menslike hulpbronne, na uitkomste wat ons dink die beste en die maklikste gaan wees. Hierdie vrouens het niks en niemand anders as Jesus gesoek nie. Selfs die engel in sy weerlig gedaante, spierwit soos sneeu, het geen indruk op hulle gemaak nie. Hulle soek Jesus van Nasaret. En is dit my gebed dat in 2026, maak nie saak wat oor ons pad kom nie, dat ons in alle omstandighede, in alle situasies, te alle tye, Jesus sal soek. Mag ons hom soek wanneer ons op die bergkruin is. Mag ons bely, dis hy wat ons voete maak, soos die van 'n ribbok. Mag ons hom soek in die donker vallei, wat ons nie ons hand voor ons oë kan sien nie. Mag ons hom soek in sukses, maar ook in teleurstellings, in vreugde en ook in
pyn. En mag dit ons gebed wees, soos Koos Du Plessis dit tereg saamgevat het. Here, maak my afdwaal, my verdwaal, hierdie keer die laaste maal. Kom ons soek Jesus in alle omstandighede, in alle tye. En die tweede ding wat so duidelik is dat hierdie vrouens midde in hulle smart, midde in hulle pyn en hulle seer, aangehou het om te doen wat gedoen moet word. Ek wil hê jy moet dit hoor, kind van die Here. Hulle het aangehou om te doen wat gedoen moes word. Volgens die Joodse voorskrifte was dit meestal die vrouens wat verantwoordelik was vir die versorging van 'n afgestorwene se liggaam. Hierdie vrouens het waarskynlik gedink, omdat dit al laat skemer was en Jesus voor donker op daardie dag begrawe moes word, want die Sabbat het aangebreek, dat Nikodemus en Josef van Arimatea die versorging van Jesus afgerammel en haastig gedoen het, en hulle wil dit behoorlik gaan doen volgens die voorskrifte van die Joodse wet. Hulle het geen verwagting gehad om die buitengewone te sien nie. Hulle het nie geweet dat daar 'n engel op die klip gaan sit nie. Hulle was ook nie in afwagting vir 'n wonderwerk uit die hemel nie. Hulle was bloot toegewyd en lojaal aan Jesus Christus, bereid om hierdie swaar werk te doen, om die liggaam van Christus te gaan balsem en te versorg. Kind van die Here, en hoe dikwels hoor ons in ons algemene geselskappe dat mense sê, ek kan nie dit of dit doen nie, want ek het nie die hart daarvoor nie. My senuwee sal dit nie hou nie. Ek kan nie so 'n seer situasie aanskou nie. Ek moet eerder my oë wegdraai. Kind van die Here, en ek wil u vra vanoggend, om dadelik te dink aan Jesus se gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die priester en die leviet wou nie kyk na daai bloedbad nie, maar het hulle oë weggedraai. Ek weet nie of hulle nie die hart gehad het nie, of net eenvoudig te belangrik was nie. Maar mag God ons help, dat dit nie ons ingesteldheid is nie. Want God het 'n hart vir gebrokenheid. God het 'n hart vir gevangenes. God het 'n hart vir die weduwees en die weeskinders. God het 'n hart vir die stikkend van hierdie wêreld. Hoe kan ek en jy as sy kinders nie 'n hart daarvoor het nie? Mag die Here ons help. Hulle was bereid om hierdie gewone, hierdie laaste eerbetoon te doen, om sy liggaam te gaan was en balsem. En kind van die Here, toe ek dit lees en daaroor dink, toe dink ek, hier is die grootste vraagstuk, die grootste kruks, die grootste struikelblok in die liggaam van Jesus Christus. Daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, en dalk ken die kinders dit nie meer nie, ek meneer en jy meneer, wie sal dan die wa moet smeer? En die eenvoudige betekenis daarvan is as elkeen van ons net die belangrike dinge wil doen, net die in die kollig dinge wil doen, net wil bekend staan en 'n reputasie opbou as 'n groot genesingswonderwerker of 'n profeet of watter titel ons onsself wil toeëien, kind van die Here, gaan die wêreld verlore soos wat ons daar buite sien. Ek het al so baie keer gehoor, hoe kom kinders van die Here en sê, ek is geroep vir groot dinge. Ek kan nie dit of dit doen nie, want daar het 'n woord oor my uitgegaan. God het my gesalf om groot dinge te doen. Het u dit al gehoor? O, baie. In my lewe baie. Ek is geroep vir groot dinge. Kind van die Here, ek wil hê, u moet vanoggend die waarheid uit God se woord uithoor. Dit is omdat almal wag vir die skares en die kollig en die groot dinge wat die wêreld in stukke breek. Want weet u wat is die grootste ding waarvoor God my en jou geroep het? Ons enigste roeping. Ek
wil u uitdaag, gaan bestudeer die evangelies van Christus, en as u enige ander roeping kry, dan is ek oop om dit te hoor. Die roeping van Jesus Christus is Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Petrus kom en hy sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry. Hoor dit, kind van die Here, om 'n naam te bou of 'n reputasie te eer. Nee, om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis in sy wonderbare lig gelei het. Ek daag jou uit, kind van God, as jy nog dink dat jy nie geroep is om diensbaar in die liggaam van Christus te wees nie, wil ek jou uitdaag, gaan kyk dwars deur die woord van die Here, wat ontketen 'n fees in die hemel? Wat trek die hemel se aandag? Ek lees nêrens in God se woord, as 'n sieke opstaan, dan hou die hemel fees nie. Ek lees nêrens as iemand op die water loop, hou die hemel 'n fees nie. Ek lees nêrens as iemand profeteer, dan druk God die paasknoppie en dis 'n fees in die hemel nie. Ek lees nêrens wanneer mense groot dinge doen in menslikheid, dat dit 'n fees in die hemel ontketen nie. Net een ding, laat die Vader stilte in die hemel afkondig en 'n feesmaal word berei wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Kind van die Here, wil jy moet dit weer hoor. Net een aardse gebeurtenis bring 'n fees in die hemel wanneer sondaar knieë buig voor die kruis van Golgotha en sê, Here red my, ek is 'n sondaar verlore. Dan vind daar 'n feesmaaltyd in die hemel plaas. So as jy dink, jy's vir groot dinge geroep, kind van God, jy dink reg. Jy moet net die definisie van die groot dinge kry. Die groot dinge is sondaars wat tot bekering kom. Die groot roeping is, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou. Handelinge 1, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Jesus sê nie, julle gaan op water loop, julle gaan bonatuurlike magiese kragte kry nie. Jesus sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke. Ek wil saamvat. Hierdie vrouens het gegaan om die gewone te doen, volgens tradisie en gebruik. En hulle bereidwilligheid, hulle lojaliteit, hulle getrouheid, hulle toewyding verander, dat hulle die grootste, nee, die eerste ooggetuies word van sy majesteit. Op die weg van die gewone tree God toe met die buitengewone. Die hemel laat die aarde skud, die steen rol weg voor die tombe en Jesus, hulle is getuies dat hy opgestaan het en leef tot in alle ewigheid. Wil jy graag wonderwerke sien, kind van die Here? Begin om diensbaar te wees in die gewone dinge en ek beloof jou, op hierdie pad van diensbaarheid sal jy die hand van God sien. Sal jy wonderwerke aanskou, sal jy sien siekes word gesond, maar weet jy wat, brood kan nie meer word as jy nie begin om dit uit te deel nie. Siekes kan nie gesond word as jy nie vir hulle bid nie. Niks van hierdie wonderlike dinge kan gebeur as ons nie bereid is om die gewone te doen nie. Ek en jy is mense en God vra nie van ons die bo-menslike, bo-natuurlike, onmoontlike nie. Hy vra die menslike, die gewone, die diensbaarheid. Kan ons aanmeld vir diens? Want dan gaan ons in hierdie jaar die hand van God sien, soos nog nooit
van tevore nie. My laaste punt wat hierdie gedeelte tot ons harte kom spreek. En ek dink dit is so belangrik, want die woord sê dit op so baie plekke. Toe alles aan skerwe lê en dit pikdonker is rondom hierdie vrouens, het hulle vorentoe gebeur. Het hulle aangehou doen wat gedoen moes word. Het hulle gegaan om die Joodse tradisies en wette voort te sit en die liggaam van Jesus te balsem. Kind van die Here, kom dat ons nie moed verloor nie. Kom dat ons nie uitsak langs die pad nie. Kom dat ons nie gaan terugsit nie. Die woord van die Here sê baie duidelik op baie plekke, hy en sy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hy of sy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Ons moet aanhou om goed te doen. Ons moet volhard in die geloof. Ons moet ons beywer vir dienswerk in die koninkryk van die Allerhoogste. En dan kan ek nou nie help nie, maar terwyl ek voorberei vanoggend toe dink ek, toe hierdie groepie vrouens dag voor dag opstaan om die liggaam te gaan salf, was hulle alleen. Die disippels het weggekruip uit vrees vir die Romeine. Die skrifgeleerdes en fariseërs het sekere vergadering gehou oor hoe gaan hulle keer dat die gerug versprei word dat Jesus die dood en die hel oorwin het. Die Romeinse laar het waarskynlik agteroor gesit nadat hulle nou dit reg gekry het om die oproerige Jode tot bedaring te bring. En ek lees nêrens dat die sosiale gebeure 'n invloed op hierdie vrouens se toewyding, se volharding, se geloof en diensbaarheid gehad het nie. Geen van die stemme uit Jerusalem kon hulle stuit nie. Kind van die Here, en ek wil vra vanoggend, kom ons kyk nie links en regs nie. Kom ons luister nie wat ander sê nie. Kom ek en jy, maak nie saak of ons stoksiel alleen is nie, doen wat God verwag ons moet doen. Kom ons meld aan vir diens. Kom ons meng die mirre en die alewee. Kom ons staan dag voor dag op om hierdie groot boodskap van die opstanding van Jesus Christus wyd en suid uit te dra. Kom ons gee die pas aan en ons kyk nie links of regs nie, want die paviljoen is baie keer stampvol en die deelnemers op die veld 'n handjievol. Maar hoor my vanoggend, as daar die bassein blaas, mag God my help, wil ek nie ergens op 'n paviljoen sit nie. Ek wil besig gevind word in die oesveld van die Allerhoogste. Ek wil gereed wees as Jesus ons kom haal. Kom ons voer die grootste opdrag van al die eeue uit. Kom ons verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis in sy wonderbare lig ingelei het. Ag, ek wil nie vanoggend 'n uitnodiging maak. Ek wil vra, kom ons staan saam. En die Here ken elkeen se hart, elkeen se begeerte, elkeen se droom. God ken jou vanoggend so goed. Hy tel die hare op jou hoof. Wil jy nie saam met my staan en persoonlik met hom praat vanoggend nie? Dalk is die vlam van hoop in jou lewe doodgeblaas. Dalk lê drome aan skerwe. Dalk is jy vol vreugde en entoesiasme. Dalk is jy bekommerd. Maak nie saak waar jou emosionele of persoonlike posisie is nie, kind van die Here. Hy is Immanuel, God met ons. Wil jy nie net vir 'n paar oomblikke daar waar jy staan, self met Jesus praat nie?
Abba Vader. O, dankie dat ons vanoggend deur u Gees en die oopbreek van u woord opnuut weer ooggetuies kan wees van sy majesteit. Sjoe, Vader, want wie kon hierdie groot waarheid in soveel presisheid, in soveel perfektheid, dat elke belofte in vervulling gaan, elke profesie vervul word. Wie kon dit doen oor eeue heen buiten u, die skepper van die groot heelal? Wie kon hierdie verlossingsplan initieer? Hierdie bloed wat gevloei het op Golgotha. Wie kon dink dat God mens moes word en as 'n pasgebore kindjie in 'n krib neergelê kon word? Wie kon dink dat Jesus met die maatjies in die straat sou speel, met tollenaars en fariseërs, met prostituie en sondaars maaltyd gehou het? Wie kon dink dat dit die weg, die waarheid en die lewe sou wees? Wie kon dink dat die brug oor 'n sondekloof 'n bloedbevlekte kruishout moes wees? O Abba Vader, u is God en buiten u is daar niemand anders nie. U doen ver meer as wat ons ooit kan dink of bid of vra. U is die outeur van lewe. U is die outeur van saligheid. U is die outeur van u woord. U is die outeur van ons lewens en ons aanbid u, wonderbaar, raadsman, sterke God, vredevors, ewige Vader. Abba Vader, en terwyl ons ooggetuies van u majesteit is, bid ek dat u alle vrees sal wegneem in die naam van Jesus Christus en dat 'n oormatige, oorborrelende, alles oortreffende vreugde ons harte en ons gedagtes sal vul, sodat ons haastig sal wees om te verkondig, Jesus leef. Jesus leef, die graf is leeg en Jesus leef. Vader, ek bid vanoggend dat elkeen van ons sal hand opsteek, onvoorwaardelik. As Jesus, ons koning en Heer, sy boekleed kon uittrek om vuil, stowwerige voete van sy disippels te was, wie is ek, Here, om te dink, iets is te klein om vir u te doen? Sê Jesus dan nie self, ek het vir julle die voorbeeld nagelaat, doen soos ek gedoen het nie. Vader, ek bid, dat u ons harte brandende sal maak, om in gewone dinge getrou te bly, en ek weet, soos hierdie vrouens, sal ons u hand, u ingrype, die bonatuurlike aanskou, want u is God, en u is wakker oor u woord, om dit in vervulling te bring. Abba Vader, mag ons almal diensknegte wees, in die koninkryk van die hemele, met een droom, en een missie, en een visie, om Jesus te ken, in die krag van sy opstanding, en om mense van hom te vertel, sodat hulle hom kan ken, in die krag van sy opstanding. Lei ons deur u Gees, en hou ons brandend, ons lampe vol, vir die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, want net aan u alleen kom toe al die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen en amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit
word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.